Goeiedag, kolonel Jooste. Goeiemiddag. Kolonel, ek hoor julle gaan weer 'n kommandokamp hou. Dis positief, daar's geen manier hoe ons gaan ophou met hierdie kommandokampe nie. Het die regering en die DA nie gesê hulle gaan hierdie kamp besluit nie? Wel, die regering en bepaal die Mpumalanga wetgewer het gesê dat hulle gaan hierdie kampe sluit. Daar's nie 'n manier hoe hulle hierdie kampe kan sluit nie. Ons is 'n wettig geregistreerde maatskappy. Die DA het gesê dat hulle na die Menseregte Kommissie toe gaan en ons gaan aankla by die Menseregte Kommissie oor sekere vir die vakke wat ons aanbied. Nie die DA of die Menseregte Kommissie was enigstens nog by ons hoofkwartier gewees of om enige dokumente af te lewer nie. Waarom gee julle hierdie kamp? Met ander woorde, wat is die doel van hierdie opleiding? Ons gee hierdie opleiding vir die jong seuns met die doel om eerstens dissipline in hulle lywe in te kry, want vandat daar nie meer militêre diensplig is nie, het ons seuns baie pap geword. Dis ook nie die skuld van die seuns nie, dis bepaal die skuld van die ouers, wat hierdie kinders nie daai dissipline aangeleer het nie. So ons gee hulle hierdie basiese dissipline, en daarbij leer ons hulle ook spesifieke vaardighede, sodat hulle kan oorleef in hierdie oorloggetuisterde land. Maar wat word die seuns geleer op hierdie kampe? Die seuns begin deur basiese militêre styl opleiding te doen. Hulle doen drillwerk, hulle doen basiese dissipline, opdraggewing en uitvoering van die opdrag. En dit is die eerste 5 dae. Daarna, vir die laaste 4 dae, doen hulle veldopleiding. Daar was beweringe dat hulle geleer word om swartes te haat. Wat sê jy hiervan? Dame, op geen kamp en op geen video het ek gesê dat hierdie jong seuns swart mense moet haat nie. Hulle word geleer om hulle eie kultuur, hulle eie tradisies en hulle eie simbole lief te hê. Daar's op geen stadium enigstens haatspraak geuiter deur enige van my offisiere of deur myself nie. Die vak wat ons bepaald aanbied is die vyand in die bedreiging. Binne in daardie vak leer ons hom na wie hy moet uitkyk, wie kan hom heel waarskynlik aanval. So met ander woorde, wie is die aanvaller? En uit die aard van die saak, meer as wel 100% van plaasmoorde word deur swart mense gepleeg. So ons moet hom waarsku teen daardie bedreiging. Watse lesse leer hulle? Hierdie lesplan van ons is 'n volledige syllabus wat verskillende modules insluit en daar's omtrent 40 lesse wat hulle doen binne in hierdie leerplan. Kolonel, hierdie aanvalle in die nag wat die kadette op mekaar uitvoer. Vertel ons bietjie meer daarvan. Wel, ons deel die kadette op in 2 groepe. Dit is bepaald 'n Delta groep en 'n Charlie groep. Die een groep lê 'n hinderlaag en die ander groep loop patrollie. Dan loop die groep wat patrollie loop deur die hinderlaag en word die hinderlaag gespring en dan gaan daar potjiefakkels af en ligfakkels en dan skiet hulle mekaar met hierdie paintballgewere en hulle geniet dit geweldig baie. Want dit is so 'n soort van die hoogtepunt waarmee die kamp afgesluit word. Wie lei die seuns op? Is dit gekwalifiseerde mense in wie se hande die kinders is? Wel, meeste van ons instrukteurs is oud weermag, Suid-Afrikaanse weermag se oud instrukteurs en ook polisie-instrukteurs wat hierdie seuns oplei en dit is van die besbekwaamste instrukteurs wat jy in hierdie land kan kry. Waar word hierdie opleiding gedoen? Wel, ons het verskeie boere wat ons goedgesind is, wat hulle plase beskikbaar gestel het waar ons hierdie opleiding doen. So dit word nie bepaald net op een perseel gedoen nie, ons het verskeie plase waar ons dit doen. Waar kry julle die fondse vir hierdie kampe? Is dit nie 'n groot uitgawe nie? Wel, die seuns of die seuns se ouers betaal vir hierdie kampe. Ons vra R1000 vir so 'n 10 dae kamp, so dit werk basies uit op R100 per dag. Dit sluit natuurlik die seuns se vervoer in na die kamp toe, dit sluit die kos in en dit sluit die verblyf in. Wat is die ouderdomsbeperkings vir hierdie kampe? Wel, die jongste ouderdom is 16 jaar oud. Ons het gevind dat die seuns moreel gesproke volwasse genoeg is op 16-jarige ouderdom. En dan boontoe is daar nie beperking nie. As jy net oor 106 is, dan moet jy net deur jou ouers vergesel word. Het julle sekere tye wanneer hierdie kampe aangebied word? En wanneer is dit?
Ja, gewoonlik is dit gedurende die eerste week van skoolvakansies, want dan is die skoolseuns beskikbaar, maar daar is ook kampe gedurende naweke wat ons gefragmenteer het deur die jaar, sodat daardie manne wat alreeds werk en wat nie tydens skoolvakansies vir 'n 9 dae tydperk kan kom nie, dit oor naweke kan doen. U het vroeër gesê die seuns geniet hierdie kampe baie. Waarom sou u so sê? Wel, ons het al meer as 20, 30 van hierdie kampe gehou en die terugvoering wat ons gekry het is dat die seuns geweldig baie van die militêre styl opleiding hou. Hulle hou daarvan om uit 'n varkpan te eet soos wat sy pa in die weermag uit 'n varkpan geëet het of uit 'n diksie uit te eet, uit 'n blikbeker te drink en in die veld te sit en net die kos in die veld te sit en eet. Hulle geniet dit geweldig baie. Word daar darm 'n bietjie ontspan ook? Ja, die seuns op die Saterdag aan dan hou ons 'n bietjie braaivleis en ons verkeer lekker gesellig saam, sing liedjies om die kampvuur en Sondag net voordat ons terugkeer huis toe, dan ry hulle 'n bietjie met trekker tubes op 'n dam of hulle doen 'n bietjie 'n foefie slide of ons gaan oor 'n rivier met canoes en dis meer. Wanneer word die volgende kamp gehou? Wel, hierdie kamp is van die 6de Julie tot die 15de Julie, 9 dae om presies te wees. Waar kan kadette aansoek doen om so 'n kamp by te woon? Wel, dit is baie maklik. 'n Mens kan maar net na ons webwerf toe gaan. Die webwerf is www.kommandokorps.org.